Welkom by Ouma Martie se kombuis. Vandag gaan ek vir julle aspersietert bak. Ons het nooit aspersies geëet nie. As kind, ek het nie my mond daaraan gesit nie. Toe kom daar eendag 'n kliënt by my in my winkel en vra, kan ek asseblief vir hom 'n aspersietert bak? Ek het die eerste een gebak, so met spek en eie en alles in, en ons gesin was mal daaroor gewees. Dis 'n totale ander smaak as 'n souttert. En van toe af was dit 'n gewilde ding wat ek in my winkel gebak en verkoop het. Ek het 'n glasbak gevat wat ek met 'n soutkoekie onder ingepak het vir my dop. Dis 'n korslose aspersietert, maar ek hou daarvan dat daar so 'n deegie onder is. Die bak is ook gesmeer met margarine. Jy kan ook 'n soutdop vol maak en dit daarin platdruk. Die meeste soutdoppe moet eers bak voor jy jou vulsel insit, maar jy kan hom rou ook probeer want die mengsel gaan nog bak. Ek het 'n pakkie spek nodig. Ek het sommer die klaar gesnyde spek gekoop en dan het ek 'n ui wat ek klaar gekap het. Die twee goed gaan ek braai. 'n Blikkie aspersies waarvan ek die sous in my liter maatbeker afgegooi het. En ek het die aspersies in sulke stukkies gesny. 150 gram kaas. Ek gebruik net cheddar kaas want dit gee baie lekkerder smaak. Dan gaan ek 'n wit sous maak met 250 gram margarine, 1 koppie koekmeel, 2 ml sout en dan my sous van my aspersies. En dan vul ek my beker op met gewone melk tot by 1 liter. Dit is my sous van my wit sous. As ek die sous klaar het, die spek het klaar gebraai, dan meng ek die aspersies, kaas, die spekmengsel en die wit sous en daarbey gooi ek 50 ml fyn gekapte petersilie. As jy so gelukkig is om 'n kruietuin te hê, kan jy vars petersilie gebruik. 2 ml rooi peper, 10 ml mosterd. Al hierdie goed word dan bymekaar gemeng. As dit gemeng is, dan het ek 4 eiers wat ek goed gaan klits en dan vou ek dit in my mengsel in. Dan gaan dit in my bak in en dit bak by 180 grade vir so 45 minute. Ek gaan nou begin deur my spek en my eie. Ek braai dit sommer saam. Dit gee verskriklike lekker smaak aan die spek en dan gaan ek terselfdertyd my wit sous maak. My margarine is gesmelt, my sout is klaar in. Ek sit eers my gas af en roer my meel in. Dan gooi ek my melk bietjies vir bietjie by. Gooi bietjie in, roer weer, so. Anders is hierdie margarine en die meel geneig om baie groot klompe te maak. As al my melk in is, kan ek weer my gas aansit. En nou moet jy dit gereeld roer. Hierdie is maar 'n tydsame proses om hierdie wit sous so te maak. As julle kan sien, dit lyk of hy begin dik word, maar hy begin eers onder. Dit voel of dit vasbrand. Dit is maar net die meel wat begin gaar word aan die onderkant. Julle daar in die lepel kan sien. Dit sous begin kook. So hulle is gaar. Ek gaan hierdie een afsit.
My spek en eie is amper reg. Begin verteer. So hulle is reg en so 'n bietjie gebraai. My witsous is nou klaar. Ek gooi dit heel onder in my bak. Dan gooi ek my spek bo op dit. So, ek hou daarvan om dit amper in laagies hier in te pak voor ek dit meng. Nou gooi ek my asperges oor. Dan my petersilie. Strooi my rooi peper oor. Dan my mosterd. En dan my kaas. Saggies meng, anders roer jy die asperges heeltemal stikkend. Ek het nou my maatbeker terug hier. Gooi my eiers hier in en dan klits ek dit. Gooi dit hier oor en meng dit ook net deur. Ek dink dis reg so. Ek het nou my bak met my koekies. So ek gooi dit net hier bo oor. Smeer dit so bietjie plat. Ek gooi nie nog petersilie of nog kaas ekstra oor nie, want hy behoort nou vir my 'n harde korsie bo te maak, in elk geval van die wit sous. Ek bak dit by 180 grade vir 45 minute. Daar sê hy het nou uit die oond uitgekom. Ons gaan hom nou so vir 2,5 ure laat staan en dan sal ek hom sny en vir julle wys hoe hy lyk. Hy het nou by 180 grade gebak vir 45 minute. As ek kan 'n voorstel maak, sal ek sê as jy vir jou 'n rou dop onderin sit, stel jou temperatuur bietjie af na 160 grade toe en bak hom vir 'n uur, dan weet jy jou dop is gaar.